Goeiedag en welkom by week 3 van ons groeigroepe van die laaste kwartaal. Ons is besig met 'n boek in pas met Christus en vandag skuif die onderwerp. Ons het laasweek al beginne gesels oor volharding en om uit te hou en vandag is dit soortgelyk aan dit. Die tema vandag is saam met Christus in die woestyn. Nou as jy na die tema van die boek luister, sal jy hoor dis eintlik bepaald Nuwe Testament, want ons verstaan dat Jesus hoofsaaklik in die Nuwe Testament ter sprake is, en daarom wanneer ons oor die woestyn praat, gaan ons bietjie terugskouend werk en dink aan Israel wat in die woestyn was. Ons weet natuurlik die woestyn, selfs in Jesus se tyd, toe Jesus op aarde was hy versoek in die woestyn of in die wildernis, en daarom wanneer Jesus versoek word in die wildernis, is dit uit die aard van die saak ook 'n verwysing na Israel wat versoek is in die wildernis en daarom is dit tog sinvol om dit in albei gevalle deur te gaan. So, vandag wil ek vir ons die volgende gedeelte lees. Dis Eksodus 16, dis daar juis waar die volk besig is om te sukkel en moedeloos te raak en knorrig te raak, waar hulle vra vir kos. Die opskrif daarso is kwartels en manna in die woestyn, dis Eksodus 6 vers 2 tot 15, soos 'n hele gedeelte, lees dit rustig saam ook, as groepe, maar hierso lees ek dit vir jou voor. Die hele volksvergadering van die Israeliete het teen Moses en Aaron gemor in die woestyn. Die Israeliete het vir hulle gesê, as ons maar deur hierdie hand van die Here in Egipte land gesterf het, toe ons by die vleispotte gesit en ons versadig geëet het aan brood. Maar julle het ons na hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele gemeenskap van honger te laat sterf. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën, dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag bymekaar maak, sodat hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Op die 6de dag moet hulle voorberei, en wat hulle inbring, dit moet hulle dan 2 maal soveel wees, as wat hulle daagliks bymekaar gemaak het. Moses en Aaron het vir al die Israeliete gesê, vanaand sal julle weet, dat dit die Here is, wat julle uit Egipte land uitgelei het. En môreoggend sal julle die heerlikheid van die Here beleef, omdat hy julle gemor teen die Here gehoor het. Wees ons, dat julle teen ons mor. Ja, het Moses bygevoeg. Wanneer die Here vir julle vleis in die aand gee, om te eet, en brood in die oggend om julle versadig te eet, omdat die Here julle gemor gehoor het, wat julle teen hom gerig het. Wees ons. Dis nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here. Moses sê toe vir Aaron, sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete, kom nader voor die Here, want hy het julle gemor gehoor. Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai, en kyk, die heerlikheid van die Here het in 'n wolk verskyn. Die Here sê toe vir Moses, ek het die gemor van die Israeliete gehoor. Praat met hulle en sê, laatmiddag sal julle vleis eet, en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet, dat ek die Here, julle God is. In die aand het die kwartels oorgekom, en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Toe die doulaag verdamp, kyk, toe is daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilveragtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Net so ver, ons skrifgedeelte. As ek vir jou vra of jy al in 'n woestyn tydperk in jou lewe was, wat sou jou antwoord wees? As ons so na die Israel verhaal kyk, het ek al as kind gewonder, hoekom was dit nou nodig gewees, dat die Israeliete vir 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal het. En as jy op 'n kaart gaan kyk, is daar regtig geen rede waarom hulle 40 jaar in die woestyn moes gewees het nie. Dit was eintlik 'n kort pad gewees van Egipte tot in Jerusalem. Hulle het nie nodig gehad om 40 jaar lank dit te sukkel nie. So, was dit regtig nodig? En ons, soos Israel, vereenselwig baie dikwels woestyn as sleg, as droog, as ver van die Here. En ek het op 'n stadium in my lewe, ek praat nog op partykeer van woestyn tydperke. Tye waar dit vir my voel
ek is ver van God af. In die Ou Testament, wanneer daar verwys word na woestyn, sou jy dit eintlik ook kon vertaal met die woord wildernis. En wat wildernis baie dikwels vir die antieke mense geïmpliseer het, dit is waar die geeste en die gode rond is, dis chaos, dit is, as jy by 'n stad kom of by 'n land kom, dis waar die gode bly, maar daarso in die wildernis is dit net woes en chaos, en as jy jouself in die wildernis vind, dan is jy afgesny, en baie dikwels beleef as sonder God, jy's in die wildernis. Nou kom die interessante ding. Israel is in die wildernis. Hulle is besig om 'n nuwe identiteit te kry, maar God kom vorendag elke liewe keer om te sê, nee, ek is by jou. En ek dink dit is waar ons vandag moet gesels. Ons het laasweek gesels oor wat dit beteken om uit te hou en te volhard. Vandag gesels ons 'n bietjie om te sê, maar hoe volhard 'n mens, juis in tye wanneer dit moeilik is, wanneer jy afgesny voel van God, wanneer jy afgesny voel van medegelowiges. Nou is die interessante ding, in die teksgedeelte wat ons saam gelees het, is dit die bevestiging. Een van die foute wat ons as gelowiges al oor duisende jare maak, ons net nou hierdie teks doen, wanneer ons in die woestyn is, wanneer ons afgesny voel en ingeperk voel, dan kyk ons terug in die verlede, ons sê, ja, maar terug in die goeie ou dae, toe die dinge so was, toe die kerk so was, toe die regering so was, toe die petrolprys so was, ek ry gister saam met my seentjie in die kar, toe gooi ons diesel in, ek betaal nou wat, R22.50, toe sê ek vir hom, my seun, toe ek 20 jaar terug huis toe gery het ek R7, minder as R7 vir 'n liter petrol betaal. Ek kon met R100 van Pretoria af terugry Johannesburg toe en van Johannesburg af terugry Pretoria toe, R100 is al wat ek nodig gehad het. Nou gaan dit my skaars eers net tot by die huis kry en terug, as ek Spar toe ry. Dis ons geneigtheid. En dis die Israelitiese geneigtheid ook. Wanneer ons in 'n woestyntyd is, dan hou ons daarvan om terug te kyk na die vleispotte in Egipte en kyk net hoe goed dit is. Wat is die interessante ding wat hierdie teksgedeelte vir ons wil sê? In die eerste plek, in die wildernis is jy nie sonder God nie. God is selfs ook daar. Maar die tweede belangrike ding is, en dit is my eie teorie, en daarom 'n paar ander mense deel die teorie met my, maar oor waarom dit nodig was vir Israel om 40 jaar in die woestyn te wees. Want hulle het nodig gehad om iets belangrik te leer. Hulle het nodig gehad om die bagasie wat hulle van Egipte af saamgedra het, af te gooi. En dit is dalk dikwels wat ons met ons woestyntye kan doen. In plaas daarvan om terug te dink oor hoe dit goed was in die goeie ou dae, kan ons dit nou gebruik as 'n geleentheid as om te sê, goed, ons verstaan God is hierso, wat is dit nodig wat ek moet afgooi, af van my skouers afhaal. Ek dink prakties sou dit kon dinge beteken is wie sou ek moet vergewe? Watse wrokke is daar in my lewe wat ek moet laat gaan? Watse nuwe dinge is dit waarna toe ek moet werk? Dikwels is dit wat 'n woestyn van ons verwag. As ons in pas met Christus in die woestyn is, dan gaan ons moet weet, daar's sekere dinge wat ons gaan moet los. Dinge wat ons nie meer aan kan vashou nie. Maar ons los nie net dinge nie, ons reik ook uit na iets in die toekoms. En dis wat die Israeliete moes leer. En dis wat Jesus ons ook probeer leer. En dit is om te verstaan, God sorg vir ons. Ons los nie net dinge in die verlede nie, ons is op pad na 'n toekoms toe. Soos die Israeliete nie net Egipte agtergelos het nie, maar op pad was om 'n nuwe identiteit, 'n nuwe land, 'n nuwe volk te wees, om te vra hoe moet hulle lewens leef. So ook deur Jesus is dit wat God vir ons vra om te sê, maar die sondige lewe, dit wat ons terughou, die dinge wat ons verhoed om God te beleef, wat ons baie dikwels as woestyn sien, is dalk juist dinge wat ons moet sê, kom ek los dit, en kom ek gaan vorentoe, en vertrou dat die Here vir my sal sorg. Maklik gesê, moeilik gedoen. Maar mense wat hiervan kan getuig, waar hulle op die Here vertrou, waar hulle met die swaar kry in die lewe steeds weet, maar God is op pad met my
na die toekoms toe. Dis die mense wat jy kan maar na gaan kyk in jou lewe, wat blymoedig is, wat hoop het, en wat net lyk in elk geval of dit 'n verskil maak, omdat hulle vertrou op die Here. Mag julle in die groepe ook hieroor gesels, mag julle julle eie woestyntye met mekaar deel. Dalk sit jy nou in 'n woestyntyd, en mag julle mekaar op bemoedig, en te sê, maar wat is dit wat ons moet los, en waantoe is dit waantoe ons onsself uitstrek. Lekker dag verder, lekker gesels.